Kersvader se koekie kaperjolle. She luistert naar een klets in Afrikaans. Dit was 'n koue Kersaand en Kersvader was besig om geskenke onder die kersbome van kinders reg oor die wêreld te plaas. Hy het sy slee vol geskenke geparkeer en het deur die skoorsteen van 'n klein huisie in 'n stil dorpie gegly. Soos altyd het die kinders 'n glas melk en 'n bordjie koekies vir hom gelos. Kersvader het 'n groot hap van een van die koekies geneem en dit was heerlik. Maar skielik het hy gevoel hoe die koekie in sy keel vassteek. Hy het begin hoes en proes en sy gesig het rooi geword soos 'n kersie op 'n kerskoek. Dit is nie goed nie, Het Kersvader gedink terwyl hy probeer het om die koekie uit te kry. Hy het rondgekyk en gesien dat daar niemand was om hom te help nie. Hy het geweet dat hy vinnig iets moes doen voordat hy heeltemal verstik. Gelukkig het Kersvader se betroubare rendier, Rudolf, die hele situasie van bo af dopgehou. Rudolf het vinnig deur die skoorsteen afgegly en by Kersvader aangekom. Met sy helder rooi neus het hy 'n ligstraal op Kersvader geskyn om hom te kalmeer. Rudolf het geweet wat om te doen. Hy het sy kop onder Kersvader se arm gesteek en hom 'n paar keer liggies gestamp. Met 'n groot hoes het Kersvader uiteindelik die koekie uitgespoeg. Hy het diep asem gehaal en vir Rudolf 'n dankbare glimlag gegee. Dankie Rudolf, jy het my gered, Het Kersvader gesê. ek dink ek sal volgende keer stadiger eet. Rudolf het met sy neus gesnuif en 'n speelse sprongetjie gemaak. Kersvader het die res van die melk gedrink om sy keel te kalmeer en het die oorblywende koekies in sy sak gesit om later te geniet. Met die krisis afgeweer, het Kersvader en Rudolf weer op die slee geklim en verder gegaan om geskenke uit te deel. Kersvader het geweet dat hy altyd op sy vriende kon staatmaak, selfs in die mees onverwagte situasies. En daarna het Kersvader en Rudolf se Kersfeesavontuur geëindig met 'n les oor die belangrikheid van vriendskap en om nie te vinnig koekies te eet nie. Die kinders het die volgende oggend wakker geword met geskenke onder die boom en 'n storie om te vertel oor hoe Kersvader amper verstik het aan 'n koekie.